Ons maak vanoggend die kosbare en ewige onveranderlike woord van die Here oop in die Nuwe Testament, die Evangelie volgens Johannes, Johannes 20, en ons lees vanaf die 19de vers, Johannes 20, vanaf vers 19. Gedeelte wat ons gaan lees, begin by die aand van die eerste dag, die opstandingsdag. Verlede Sondag het ons die opstanding herdenk. En hierdie gedeelte begin by daardie aand van daardie eerste dag. Die Here het opgestaan, maar die disippels het dit nog nie geglo nie, en hulle is in vrees en in bewing agter geslote deure by mekaar. Johannes 20 vanaf vers 19, en toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. En die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. En as julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. Hou net die vinger daar, net so ter verduideliking, dis nie waar my boodskap gaan nie. Net God kan sonde vergewe. En ek het al dikwels vir u gesê, as daar 'n gedeelte in die Bybel is wat moeilik is om te verstaan, skrif verklaar altyd skrif. Dan sal jy iewers in die Bybel 'n konnotasie vind en 'n verduideliking vind. En die verduideliking vir hierdie vers vind jy in Matteus 18, waar dit gaan oor die gemeentelike tug, waar daar tussen twee persone iets is, en jy kan maar Matteus 18 gaan lees, hier rondom vers 18 en verdere verse. Die skrif sê, dan moet jy gaan en jy moet met daai persoon praat as daar tussen julle iets is. As julle nie die saak kan uitklaar nie, dan neem jy 'n tweede persoon saam. En as hy dan nie na jou luister nie, dan neem jy hom na die gemeente. En as hy na die gemeente nie luister nie, dan skud jy die stof van jou voete af en van jou hande af. Dis waar hy Matteus 18 vers 18 sê, as twee van julle saamstem oor 'n saak. En dis ook 'n skrif, en ek moet nou waak om nou nie af te dwaal nie, wat mense buite konteks gebruik. Baie keer dan bid mense, dan sê hulle, die skrif sê, as twee van ons saamstem oor 'n saak, dan sal dit so wees. Dit het niks te doen met dit waar jy saam met iemand bid nie. Maar dit het juist te doen met hierdie gedeelte, die gemeentelike tug. As 'n persoon hom nie aan tug onderwerp nie, dan sê die Here, hy gee aan die gemeente die gesag. As daai persoon nie onderwerp nie, en hy wil nie vergifnis vra of ontvang nie, dan beteken dit sal so wees. As die gemeente dan sê, hy wil nie luister nie, ons sny hom af, dan is dit ook asof hy in die hemel afgesny is. Verstaan nie? En dis wat Jesus hier sê, as julle die mense hulle sondes vergewe, is dit vergewe, en as julle dit nie vergewe nie, is dit gehou. Goed, nou ja, vergeet nou eers daarvan, dis nie waar die preek gaan nie. Vers 24, en Thomas, wat genoem word Didymus, hy was een van 'n tweeling, dis wat die naam Didymus sê. Een van die 12 was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie
in sy hande die merk van die spykers sien, en my vinger steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae daarna, dis nou vandag, verlede week was die opstanding, en vandag is die 8ste dag. Vandag staan ook in die kerkgeskiedenis bekend as die Thomasdag. Nee? Die Thomasdag. 8 dae daarna was sy disippels weer binne, en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Hy word die eerste persoon wat die Here Jesus bely as die Here en God. Hierdie man wat 'n paar dae tevore ongelowig was. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het, tot sover. Vers 20 is ons teksvers. Nadat hy vir hulle gesê het, vrede vir julle, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Wil vanoggend met ons praat oor hierdie gedagte, naamlik, kyk na sy wonde. Kyk na sy wonde. Ons weet, en ons het dit verlede Sondag, 8 dae gelede, het ons dit herdenk. Ons weet dat Jesus uit die dode opgestaan het. En ons weet, volgens Kolossense 1 vers 18 en ander skrifte, dat hy die eerstgeborene in alles was. Ons weet dat hy opgestaan het as 'n verheerlikte Jesus, die eerste persoon wat verheerlik is. Want hy is die eersteling onder baie broeders. En soos wat ons verlede week gesê het, as daar 'n eersteling is, dan sal ook 'n tweedeling, 'n derdeling en 'n miljoensteling. En daarom weet ons, volgens Romeine 8 vers 29, sal ons ook verheerlik word as ons aan hom behoort. Ook wanneer ons gaan opstaan uit die graf of by die wegraping as ons nog lewe in 'n oomblik en in 'n oogwink. 'n Verheerlikte Jesus. God het hom verheerlik. Daar is baie wonderlike dinge, en 'n mens kan dalk eendag bietjie daaroor praat, oor waartoe is hierdie verheerlikte liggaam in staat. In ons geleesgedeelte het ons gesien, 2 keer beweeg die Here deur mure en deur deure wat toe is. En hy staan skielik in die midde van sy disippels. Maar weet u, iets aan sy verheerlikte liggaam is mensgemaak. Iets aan sy verheerlikte liggaam is mensgemaak. Die wonde in sy hande en voete en sy sy. God het gewil en beplan en bepaal dat al sou sy seun volmaak en verheerlik uit die dood uit opstaan, sou daar aan daardie verheerlikte liggaam merke wees. Die merke van die wonde. Ons sien dit in ons geleesde gedeelte, dat die eerste ding wat die Here Jesus doen toe hy aan sy disippels verskyn, ons teksvers sê, toe wys hy hulle sy hande en sy sy, en die skrif sê, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Hulle het gekyk na sy wonde, en hulle het
bly geraak. Dis waarlik hy wat aan die kruis gehang het. Weet u, wanneer hy terugkom met sy wederkoms, sal dit die eerste ding wees wat die wêreld gaan sien, is sy wonde. Sagaria 13 vers 6 sê, en as iemand vir hom vra, watter wonde is daar tussen u hande, dan sal hy antwoord en sê, so is ek geslaan in die huis van my vriende. Dit sal sy wonde wees, wat hulle aanskou, en Openbaring 1 vers 7 sê, kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf, wanneer hulle sy wonde sien. Hulle sal sien in wie hulle gesteek het, hulle sal besef, ons het die Seun van God gekruisig. En hulle sal rou bedryf, sê die skrif. Kyk na sy wonde. Hierdie wonde, hierdie merke, sal tot in alle ewigheid aan sy verheerlikte liggaam sigbaar wees. Ons lees in Openbaring 5 vers 7. Hier is die troongesig. Hier is die 24 ouderlinge rondom die troon, die 4 lewende wesens. Dis 'n prentjie van die ewigheid. In Openbaring 5 vers 7 sê, en ek het gesien en kyk in die midde van die troon en van die 4 lewende wesens en in die midde van die 24 ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is. Tot in ewigheid sal die merke van die kruisiging aan sy verheerlikte liggaam sigbaar wees. Ons praat vanmôre met u oor hierdie gedagte. Kyk na sy wonde. Weet u die laaste ding wat die disippels gesien het met sy hemelvaart? Was die merke in sy hande? Gaan lees maar Lukas 24 vers 50. Daar skrywe Lukas dat hy het sy hande opgehef en hulle geseën, en terwyl hy hulle seën, is hy opgeneem in die hemel. Hy is van hulle geskei en opgeneem. Maar wat sien hulle? Wat is die laaste ding wat die disippels sien? En dit is bedoel dat dit 'n blywende indruk op hulle sou maak. Dis bedoel dat hulle dit sal onthou. Daarom hef hy sy hande op, hy wys hulle sy hande. Soos daar die eerste dag van die week en soos ook aan Thomas op die 8ste dag, wys hy hulle sy hande. Hulle sien die wonde, terwyl hy weggeneem word voor hulle oë. Hoekom wys Jesus aan sy disippels sy wonde? Hoekom is daar vanoggend 'n boodskap wat vir jou en my sê, kyk na sy wonde? Hy wys hulle sy wonde in die eerste plek, om hulle te verseker van sy ewige liefde. Hy gee aan hulle versekering, weet dat ek julle ewiglik liefhet. En my broeder en suster, wanneer 'n mens in die Bybel 'n studie gaan maak oor die liefde van God, wat hy vir u en my het, dan koppel hy dit altyd net aan een ding. En dis aan die kruisiging van die Here Jesus Christus.
Daar's geen ander versekering wat God ons gee, behalwe die kruis van Jesus, dat hy ons lief het. Johannes 3:16 sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Waarvoor het hy hom gegee? Om gekruisig te word in ons plek ter wille van ons. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hy wys hulle sy wonde, om vir hulle te sê, wees verseker van my ewige liefde. Baie keer dan, as dinge verkeerd loop in ons lewe, dan twyfel ons aan die liefde van die Here. En as dit goed gaan met ons, dan is dit maklik vir ons om te glo, die Here het ons lief. Maar die Bybel sê nie, ons moet die liefde van God meet aan hoe goed dit met ons gaan, of hoe sleg dit met ons gaan nie. Daar's net een manier, waaraan ons die liefde van God vir ons kan meet, en dit is aan die kruisdood van Jesus. As u wil weet, of die Here Jesus u lief het, hoor vanmôre, kyk na sy wonde. Jesus wys sy disippels sy hande en sy sy. Die skrif sê, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Hy het ons waarlik lief. Hy wys ons sy wonde, sodat ons nooit mag twyfel aan sy ewige liefde nie. Jesaja 53 vers 5 en vers 6. Hy is ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, ter wille van ons oortredinge is hy deurboor. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En dan sê ons het almal gedwaal so skaap, ons het elkeen ons eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtighede van ons almal op hom laat neerkom. En in die middel van daai vers sê hy sê, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy wys ons sy wonde, sodat ons nooit mag twyfel aan sy ewige liefde, wat hy vir ons het nie. In die tweede plek, wys hy ons die merke, wys hy ons sy wonde, moet ons kyk na sy wonde, sodat ons nooit mag twyfel aan sy ewige almag nie. Hy wys ons sy wonde om ons te verseker dat hy vir ewig almagtig is. As jy Openbaring 5 gaan lees vanaf vers 1, dan sal jy sien, in vers 1 sit die Vader op die troon en hy sit met 'n boekrol in sy hande, wat van binne en buite beskryf was en verseël is met 7 seels. En as jy gaan studie doen, sal jy sien, hierdie boek hou die toekomsplan in, hou die ewigheidsplanne van God in, en daar is iemand wat daai boek moet oopmaak. As jy vers 2 lees, dan sien jy, daar's niemand waardig in die hemel of op die aarde of onder die aarde wat hierdie boek kan oopmaak nie. En dan begin die apostel Johannes ween, omdat daar niemand is wat hierdie boek kan oopmaak nie. En dan kom Openbaring 5 vers 5 en dan praat die engele met Johannes en sê, moenie ween nie. Die leeu wat uit die stam van Juda is, het oorwin, om die boek oop te maak en sy seels te breek. En dan kom jy by vers 7, wat sê, en ek het gesien en kyk, hy draai hom om, sê die skrif. Ek het gesien, in die midde van die troon, en van die 4 lewende wesens, en in die midde van die 24 ouderlinge, 'n lam asof hy geslag is. Johannes draai om te sien wie het oorwin. En die engel het vir hom gesê, die leeu het oorwin. Maar toe hy omdraai, toe sien hy nie 'n leeu nie. Toe sien hy 'n lam. Hoekom sien hy 'n lam? Hy sien die wonde van Jesus, 'n lam asof hy geslag is. En dis die Here wat vir Johannes daar sê, Johannes,
God op sy swakste 'n lammetjie het die Satan oorwin. Die duiwel is nie oorwin deur 'n leeu nie. Die duiwel is oorwin deur 'n lammetjie. 'n Lam wat geslag is. En vanmôre wil die Here vir jou en my sê, God op sy swakste is sterker as die duiwel. God op sy swakste is 'n oorwinnaar oor die magte van die graf en die hel en die dood. En hy wil vir ons sê, as hy by sy eerste koms die Satan kon oorwin as 'n lam, hoeveel te meer gaan hy hom by die tweede koms oorwin, as hy kom as 'n leeu. Maar die Here wil hê ons moet die wonde sien. En as ons die wonde sien, moet ons weet dat ons God is vir ewig almagtig. Die Satan kon hom nie oorwin toe hy op sy swakste was nie. Hy sal hom nooit in die ewigheid oorwin nie. U en ek sal vir altyd aan die wenkant wees. Gaan lees maar die laaste boek van die Bybel. U sal sien ons wen, want ons God is vir ewig almagtig. Kyk na sy wonde en besef dat jy 'n almagtige God dien. Op sy swakste het hy die grootste vyand oorwin. En hy sal dit altyd doen. In die derde plek, hy wys ons sy wonde om ons te verseker van sy ewige liefde. Hy wys ons sy wonde om ons te verseker dat hy vir ewig almagtig is. En in die derde plek wys hy ons sy wonde om ons te verseker van sy ewige getrouheid. Dat hy ons nooit in die steek sal laat of die rug op ons sal draai nie. Dis eintlik wat hy vir sy disippels wou sê toe hy van hulle weggeneem is. Kyk na my wonde en onthou, ek is vir ewig lief vir julle. Ek is vir ewig almagtig en ek sal vir altyd getrou aan julle wees. In Jesaja 49 vers 14 praat die volk Israel. Daar sê die skrif, maar Sion sê, die Here het my vergeet en die Here het my verlaat. Dis hoe Israel voel in daardie situasie waarin hulle self bevind. Ons is van God verlate. Maar dan kom vers 15. Dan sê die Here vir hulle hierdie woorde. Hy sê, al sou julle moeder julle vergeet het. Hy vra eintlik die vraag in vers 15. Hy sê, kan 'n moeder haar suigeling vergeet? En dan sê hy, of skoon hulle julle sal vergeet, nogtans sal ek julle nie vergeet nie. Ek het julle in my handpalms gegraveer, julle name. Weet jy dat in die Ou Testament het die hoëpriester deel van sy uniform, hy het op sy skouers, weerskante het hy 'n edelgesteente gehad met 6 name van elke stam op elke skouerstuk. En dan het hy op sy bors het hy 12 edelgesteentes gehad, elkeen met een van die name van die stamme van Israel. Die gedagte daarachter is dat wanneer hy sy dienswerk verrig, God die name sal sien van die 12 stamme en dat hy aan hulle sal dink.
Die gedagte daarachter is dat God nooit sy volk sal vergeet nie, want daar is iemand wat gedurig voor sy aangesig beweeg, wat die name van die volk voor God hou. Nou kom die Hebreërs skrywer in Hebreërs 7 vers 24 en hy praat van die Here Jesus, hy sê, maar hy, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op 'n ander een oorgaan nie. Dan sê vers 25, daarom kan hy volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy vir altyd leef, om vir hulle in te tree. Weet jy, hy is ons hoëpriester. Die Ou Testamentiese hoëpriesterskap is vervul in Jesus, maar hy verskyn nie nou voor die Vader met edelgesteentes op sy skouers of op sy bors nie. Hy verskyn voor die Vader met wonde. Die wonde in sy hande. Jesaja 49. Ek het julle in my handpalms gegrafeer. Jou naam en my naam en elke kind van God se naam is in sy handpalms gegrafeer. En hy bid vir ons elke oomblik van die dag. Dis een van sy take as hoëpriester om elke dag 24 uur uit die 24 uur vir sy kinders in te tree. En hy wys vir die Vader die wonde. Hy wys vir die Vader ons name. Kyk na sy wonde en wees verseker van sy ewige getrouheid. Hy bid vir ons, hy gee om. Ek kom aan die einde van my boodskap. Sal ons, terwyl ons nou Golgotha herdenk het, die plek waar hy hierdie wonde vandaan gekry het, sal ons ook, soos die disippels, bly raak oor die wonde. Die gedink dat in die ewigheid elke keer as ons hom sien, gaan ons die wonde sien. Sy versekering, ek is vir ewig lief vir julle. Ek is vir ewig almagtig en ek is vir ewig getrou. In die 1800s was daar 'n dame, sy is gebore in 1820 en sy het gesterwe in 1915 of 1918. Sy was diep in die 80 jaar oud. Fanny Crosby. As kind het sy blind geraak, totaal blind. Maar sy ontmoet die Here Jesus Christus as haar persoonlike verlosser. En sy skryf by die 8000 geestelike liedere. Sy het nooit gesien nie, baie van hierdie liede wat ons sing, ook in die evangelieliedere, het sy neergepen. Onder moeilike omstandighede, onthou, sy was blind. En sy was 85 jaar oud toe 'n vriend vir haar een aand laat vra: as jy nou sterf en jy kom in die hemel, hoe gaan jy jou vriende uitken? Jy het hulle nooit gesien nie. Maar diep in haar hart het sy geweet wat hy eintlik gevra het: hoe gaan jy die Here Jesus uitken? En sy sê vir hom: weet jy, ek is so moeg. Maar is iets om oor te dink. En die volgende dag, toe sê sy vir hom: ek gaan in die hemel rondloop, en elke persoon wat ek gaan ontmoet, die eerste ding waarna ek gaan kyk, is na sy hande. En sy skryf 'n lied waarvan die koorvers sê: I shall
behold him, I shall behold him. As redeemed, when redeemed by sight, I shall stand. I shall behold him, I shall behold him. By the print of the nails in his hands. Dis lied 167 in die evangelieliedere. Ek wil hê ter afsluiting van hierdie boodskap dat ons klankman vir ons hierdie lied sal speel. Sluit die oë, luister na hierdie woorde en sê, Here, help my om te kyk na u wonde. When my life work is ended, and I cross the swelling tide, when the bright and glorious morning I shall see, I shall know my Redeemer when I reach the other side, and his smile will be the first to welcome me. Oh, the soul-thrilling rapture when I view his blessed face, and the luster of his kindly beaming eye. How my full heart will praise him for his mercy, love, and grace, that prepare for me a mansion in the sky. I shall know him, I shall know him, and redeemed by his side I shall stand. I shall know him, I shall know him, by the print of the nails in his hand. Oh, the dear ones in glory, how they beckon me to come, and our parting at the river I recall. To the sweet vales of Eden they will sing my welcome home, but I long to meet my Savior first of all. I shall know him, I shall know him, and redeemed by his side I shall stand. I shall know him, I shall know him, by the print of the nails in his hand. Through the gates to the city, in a robe of spotless white, he will lead me where no tears will ever fall. In the glad song of ages I shall mingle with delight, but I long to meet my Savior first of all. I shall know him, I shall know him, and redeemed by his side I shall stand. I shall know him, I shall know him, by the print of the nails in his hand. By the print